Ons is by mekaar vandag in liefdevolle herinnering aan Koos Gerrit van Wijngaard, gebore die 15de Februarie 1963, oorlede op die 7de Mei 2026. Dankie vir elkeen se bywoning, dankie dat julle hier is, dankie vir julle ondersteuning, dankie aan die familie wat ons toelaat in 'n baie sensitiewe en emosionele tyd, dat julle ons toelaat om saam met julle hier te wees vandag. Ons waardeer dit en ek wil ook net aan die begin vir almal sê, as ons na die tyd so bietjie daar agter ietsie eet en drink, 'n mens weet nie wat op so 'n dag te sê, maar dit gaan nie oor wat jy sê, dit gaan oor die feit dat jy hier is en die lekkerste, die beste is om goeie herinneringe van Koos uit te haal en saam met die familie te deel. Maar dankie vir julle en dankie dat julle hier is. Kom ons sit net so, dan bid ek. Here, wat 'n voorreg om in u teenwoordigheid te wees vanoggend. Dankie dat u die bron van lewe is. Dankie dat u ons trooster, ons versorger is. Heilige Gees, kom en vul die leemte in ons harte vandag. As ons aan Koos dink, dan dink ons aan 'n lewe wat geleef was. Ons dink aan 'n man wat so groot verskil gemaak het in elkeen se lewens. En Here, ek bid vanoggend spesifiek vir sy kinders, vir sy vrou, vir sy susters, vir sy broer, en dan bid ek ook vir sy kleinkind. Here, seën asseblief en wees met elkeen. Kom langs, kom trek naby en nie net vandag, maar mag u teenwoordigheid, u liefde en u genade vir elkeen van ons 'n troos wees in elke môre wat ons uit u genadehand ontvang. Seën asseblief hierdie diens en hierdie tyd saam ook. Help ons om finale afskeid te neem in die sin van net afskeid, vandag te besef, ons groet vandag, maar nie vir die ewigheid nie. En dankie Here weer eens vir u teenwoordigheid, seën alles wat hier gebeur in Jesus naam. Amen. Maxie, Estie Marie, JP wat nie by ons is, maar ons gaan later van hom hoor, en JG, dan Johan, Wilme, Mone, Hanne, Marikie of Rixie, Sanet, en dan vriende, baie welkom. Soos ek reeds gesê het, ons is hier om finale afskeid te neem, en ons eer te betoon aan dit wat vlees was van ons geliefde man, pa, oupa, broer en vriend. Mag ek die vertroosting uit God se woord met julle deel in hierdie tyd. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En toe sê Jesus verder, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. In Johannes 11:25 en 26 sê Jesus ook, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. En dan vra hy die vraag, glo jy dit? En om in die huis van die dood te wees, sê Prediker vir ons, is baie beter as om by 'n partytjiehuis te wees. Want almal sterf. En as ons in 'n huis van die dood is, dan vra ons die dieper vrae. Ons is nie so oppervlakkig nie. So vandag mag julle hier sit en vra God, waar's u? Hoekom, Here? Is u nog in beheer? Het u my lief? En enige ander vraag wat jy dalk na die Here toe wil rig, is die plek en die tyd om dit te doen. Ons gaan vir Estie nou tyd gee om saam met ons 'n huldeblyk te deel en uit haar hart net te praat.
En daarna gaan ons ook van JP hoor. Daar is 'n opname wat hy vir ons ook gestuur het. Dit is my voorreg as die oudste dogter om vandag 'n huldeblyk aan my pa te doen. Ek gaan dit in Engels doen, want dis mense vandag wat nie Afrikaans verstaan nie eerstens, maar ons kom ondersteun nie. En ek wil graag hê hulle moet my pa se storie hoor. Vir pa. As the eldest daughter, it is my privilege to honor my dad with some stories to tell you about him and who he was. My dad was a man who worked hard in his life. His work was his passion, and he helped many people throughout his life. I used to pity him because I thought he did it because he had to. Yes and no, he had to help. He had to fix things. That was his thing. My dad lost a lot of himself last year, physically and emotionally. He had to overcome a lot. Losing his leg was not easy. So when he came to live with us, he fixed everything and anything he could. That's how he made himself feel useful again. He changed the food cupboard, the tea station, all of the routines in the home. My dad loved telling stories from his army days. He lived many lives. But one thing that stood out was how he always had done things his way. Not so endearing when you are the one being told you are doing it wrong. But that's how he made a difference in the world. He fixed cars, trains, trucks, you name it. He kept farms going. When the farmer didn't want to buy a new thing, my dad had to fix it. Mines, railways, anything to do with transport. My dad kept them going. He was proud of his work, and I am proud of that. I take pride in knowing that people came to him to fix broken things. He made new things. A swing that still stands in the yard of my childhood home in Wolmaranstad. His own Isuzu bakkie. We had so many road trips, family visits. My brother and I have so many happy memories swinging and sitting on the back of that bakkie. My dad had endless talents, and he used them until his final days. When my dad had a plan, everyone had to be involved. 2 or so weeks ago, he wanted wooden pallets. He even involved our neighbor, Billy, to bring him the material he needed. He called it his braaitafel, where he would store all the things needed to make the perfect braai. He just had to build one last thing, and his project was nearly complete. My favorite story to tell involves fishing. Since my son became 6 years old, we've had so many fishing trips. Every July holiday, December holiday, my son and I visited him in Wolmaranstad, and on the weekends, we would go fishing. We would drive near 50 k's to get to the best fishing spot he heard about during the week, so that we were sure to catch the biggest fish. Once there, my dad would pack out everything we need to be there the whole day. We had a running joke about who was the best fisherman, since he always somehow caught the smallest fish. There was a prize that included some mocking, and he would counter that with whoever caught the first fish, he or she had to buy KFC for dinner. My favorite fishing trip was when I went to catch a feltie and found an abandoned baby vervet monkey.
When I came back with it, we didn't fish any further. He made a plan, and we drove about 2 hours to a rehabilitation center near Bloemhof for the monkey. That was my dad. He loved animals, he loved fishing, and he loved his family. That's where I get it from. Dankie Pa. He was the best grandpa for my son. He taught him everything a man needs to know. Fixing things. He carries his name with pride, and he will fix things for us. Dankie, ons gaan nou na JP luister. Romeine 11 vers 36, net een vers wil ek met julle deel en net gou 3 gedagtes met julle ook los. Romeine 11 is nie die einde van die boek van Romeine nie, maar Paulus het so
bewoord geraak met sy gedagtes en sy teologie oor God, dat hy somme uitgebaars het eintlik in 'n seën aan die einde, al was dit nie die einde nie, daar was nog 2 hoofstukke wat hy verder gedikteer het of geskryf het. Maar hy sê hierso in die laaste vers van Romeine 11, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. Ek wil vandag 3 goed met julle los, 3 karaktereienskappe, 3 maniere om hieruit op te staan met 'n hoop wat van God afkom. En die eerste is dankbaarheid. In die midde van dood, in die midde van afstaan, in die midde van verlies, in die midde van verwyte, in die midde van al die seer en die pyn wat saam met dood gaan. Met die afsterwe van 'n geliefde, van 'n oupa, van 'n pa, van 'n man, van 'n broer, van 'n vriend, van iemand wat dinge reggemaak het, wat verskil gemaak het, wat in homself nooit 'n ding kon eintlik afskryf nie. Maxie het met my gedeel dat arme Estie met 'n 11 of 15 jaar ouer haardroër universiteit toe moes gaan, want Koos het daai ding soveel keer al reggemaak. Jy gooi nie mos 'n ding weg nie. Jy's dankbaar vir wat jy het, en alles hy bietjie oud, en alles hy bietjie gekrap, en alles hy bietjie gestik, en jy werk aan hom. Jy skryf nie 'n ding af, en jy gooi nie 'n ding weg, want jy's dankbaar vir wat jy het. Kom ons leer dit by Koos vandag. Kom ons kyk in 'n wêreld waar daar baie druk is, en waar daar baie spanning, en waar daar baie vrees is. Nie net in emosies vandag vir ons wat hier is, maar daar buite in die samelewing is dit nie lekker nie. Ek weet nie of julle bewus is daarvan of nie. Maar kom ons wees dankbaar. Kom ons raak nie, ons benadering tot die ons skryf nie af nie, ons gooi nie weg nie, ons raak nie ontslaan nie, want ons is dankbaar. En vandag is ons dankbaar vir die lewe wat God vir Koos gegee het. God gee alle lewe. Jy wat hier sit vandag, jou lewe is vir jou gegee van God af. Ons kan die vraag vra, maar hoekom so jonk, hoekom nou? Ons kan na die kwaliteit van die lewe, ons kan na die Engelse sê die good, the bad and the ugly kyk van gister, en ons kan sê, maar sjoe, dit was 'n harde pad, dit was 'n moeilike lewe. Maar dit was lewe. Dit was lewe. Koos het net 'n jaar terug hier in Groblersdal beland, en man, ek het soos hy gedink het, so 20 jaar terug, voordat ek hier gekom het. Wat the hell is daar in Groblersdal? Dit is so warm. Dit is op pad nêrens, en daar's niks daar nie. Klomp boere. Wat is daar? Maar in die jaar wat hy hier geleef het hy dankbaar geword. Hy was dankbaar vir sy dogter se lewe wat sy aan mekaar gesit het, saam met haar seun hierso. Hy was dankbaar vir die mense wat hy ontmoet het. Hy dankbaar geword, en in die tyd het hy sy been verloor, en daar was soveel wat verkeerd geloop het, maar hy het dankbaarheid hier geleer. Kyk, ek het 'n blou bil pak aan vandag. En Koos wat daar in die Vrystaat gebly het, of daar in Noordwes gebly het, Noordwes gebly het, was 'n blou bil. So te eer aan hom, het ek blou aangetrek vandag. Ek hoop hy lag lekker daar waar hy is. Hy het 'n paar keer kerk toe gekom, en wat vir my as dominee 'n troosting is die tye, hy was nie elke Sondag daar.
Maar die tye wat hy daar was dit omdat hy daar wou wees. Hy het die familie gevra, ek wil vandag kerk toe gaan. So daar was 'n honger. Daar was 'n behoefte om in te skakel, om deel te wees. So kom ons vat dankbaarheid van hom af vandag. Uit hom, sê hierdie vers, uit hom, uit God uit. Ons kan so vinnig en maklik vasval in 'n lys te maak van wat ons nie het nie, en wat ons nog wil hê, en wat ons nog moet gebeur, as ek eendag getroud is, as ek eendag daai verhoging kry, as ek eendag die naam, as ek eendag geld, as ek, en dan mis ons die dankbaarheid van wat God vir ons reeds gegee het. Jy kan vaskyk en jy kan 'n jammer storie begin skryf van dit wat stikkend is en wat gebreek is. Maar asseblief moet dit nie weggooi nie. Hou dit, God is besig. Uit hom. En die tweede punt is deur hom. En hier wil ek die karaktereienskap van nederigheid na jou toe bring en oordra. Nie net dankbaarheid, maar nederigheid. Ek het die familie ook gevra, as Koos hier vandag gestaan het, wat sou hy vir ons gesê het? Hy het gesê hy sou 'n onvanpas grap met julle gedeel het. Want ja, hy het gepraat en gelag sonder om te dink partykeer. So eendag vra 'n jong laaitie 'n dominee by 'n troue. Hy sê vir hom, dominee, in jou werk, wat is vir jou die lekkerste deel? Om mense te begrawe of om mense te trou? En die dominee sê, nee, by verre om mense te begrawe. En die laaitie kyk vir hom, hy sê, om mense te begrawe? Maar hoe so, dominee? Hy sê, want die huwelik is so finaal. Koos sou ook vir julle vandag gesê het, ek het julle dik lief. Ek het julle dik lief. En daardeur sê hy, is die JP het gepraat en, ekskuus, ek het nie genoem, maar daar's huldeblyke in die boekie ook, van die sissies en so asseblief, neem dit en lees dit ook deur. Jy sal baie goeie insig kry in die man wat ons herinner vandag. Maar daai man kom met sy hande werk. Hy het gawes en talente gehad. En soos wat Estie gesê het, man, as jy 'n ding verkeerd gedoen het, het jy geweet dis verkeerd en dat jy dom is omdat jy dit so gedoen het. Het jy in jou plek gesit. Maar daar was ook 'n nederigheid, wanneer dit gegaan oor die mens. Kom ek maak reg. Kom ek help jou. Meneer boer, jy het nie geld vir iets niets, kom ek maak hom weer vir jou reg. Kom ek help jou, kom ek maak reg uit wat jy het. Dit gaan nie oor om naam vir myself te maak, gaan nie oor 'n titel, gaan nie oor baie geld, want daar is nie so iets nie. Maar dit het gegaan om mense te help. Om uit dankbaarheid dit aan te wend wat die Here vir hom gegee het om aan te wend. So, moenie nou soos die gevriesde gekiestes wees nie. Moenie daar stokstyf sit nie. Draai asseblief die nek en kyk na die persoon langs jou. En die kant toe asseblief. Sien die persoon langs jou raak. Want baie keer sit ons so vas in onsself en in die diens waarin ons is, dat ons sien nie die mense om ons raak nie. En nederigheid
om te weet wie ek is in Christus, om te weet wat my gawes, wat my talente, wat my vermoëns is, waarmee ek goed is. Dis om nederigheid te weet of te begin leef, maar dit gaan nie altyd net oor jou nie. Daai is vir jou gegee om verskil te maak in die persoon langs jou. En Koos het dit reg gekry. Hierdie beteken ja. Hierdie is nee. So asseblief, daar waar jy handel, daar waar jy wandel, daar waar jy in die samelewing, daar waar jy in die warrelwind en die geraas van die wêreld is, moenie ophou om die mense om jou raak te sien. Sien hulle. Veral in jou eie huis. In Engels praat ons van familiarity breeds contempt. There where we familiar, we become contempt. We don't, ons vergeet, as jy iemand in die rakke van Spar per ongeluk en hulle vasloop, dan sê, ekskuus, ek het jou nie gesien nie. Maar as jy in die gang die kind so stam, dan sê, hey man, het jy nie hoor nie? Daar is ook 'n mens in jou huis, wat ook raag gesien moet word. So is nie net daar buite waar jy jou naam hou, want dis nie nederigheid nie. Dis daar om jou kinders, en jou vrou, en jou man, en die mense in jou eie huishouding raak te sien. Ja, het alles kom regmaak, want alles was stikkend, man. Die derde ding wat ek met julle wil los vanoggend is, nie net uit hom, deur hom, maar tot hom. Alles wat ons doen, moet gefokus wees. Daar moet 'n rede wees, daar moet 'n motief wees vir dit wat ons doen. En kom ek sê vir jou, ek het jou nou gevra om te kyk en die persoon langs jou te sien. Ons jaag baie materialistiese goed in die lewe terwyl ons leef. Ons maak goed by mekaar en ons naam en ons gewildheid en populariteit en daai word bepaal deur hoeveel geld en hoe gesien is jy en die wêreld het 'n wanpersepsie van wat belangrik is. God se kosbaarste besitting in the universe, in die kosmos, in dit wat hy aan mekaar gesit is die persoon langs jou. Want God het so lief die wêreld gehad het, dat hy sy seun gestuur het, om vir jou te sterf. Om vir die persoon langs jou te sterf. So sien hulle raak, en alles wat jy vir die mense om jou doen, bring jy eer tot God. En God sê tog vir ons, jy moet vir jou skatte bymekaar raak maak, daar waar mot en roes en die dief nie kan bykom nie. En dis nie geld en dis nie materialistiese goedjies nie. Dit is die siele wat hy oor jou pad bring. Koos was net 'n jaar hier. Maar ek en hy het al 2 diep gesprekke gehad. En weet jy wat my verstom het? Is, hy is die een in die rolstoel, maar hy wou geweet het van my. Hy wou gehoor het, wat's my storie? Tot hom, fokus op ander, bring eer, voeg waarde by, want ek sluit af met, aan hom behoort die heerlikheid, tot in die ewigheid. En hier het ons as van 'n fisiese, bewys van 'n fisiese lewe. But the never dying soul is reeds in die ewigheid.
En soos JP gesê, een dag. So alles wat jy doen vir die familie, Estie, JG, res van die familie, kan ek julle bemoedig? Leef oupa, leef pa se nalatenskap uit. En hou Romeine 11:36 voor jou. Uit hom, deur hom en tot hom leef jou lewe. En in die proses sal jy die lewe wat Koos geleef het. En luister, het hy foute gemaak? Nee, maar hy kon ook op water loop, nee. Elkeen van ons maak foute. Elkeen van ons het 'n slegte dag. Ons begrawe die heel mens hier vandag. Geen engel, net 'n mens. Maar ons begrawe iemand wat dankbaar, nederig en gefokus of met 'n doel geleef het. Mag julle ook in elke môre opstaan met die hoop, met die gebed. Mag ek ook gefokuste lewe leef vandag met nederigheid en met dankbaarheid. Ek gaan net nou bid. Ek gaan nie nou aan die einde van hierdie boodskap bid nie. Maar ek wil hê ons moet staan en ons moet verklaar in die sing van die oorwinningslied. Die oorwinning wat God vir ons bring deur sy seun Jesus Christus. En die oorwinning wat ons in is, in 'n verhouding met God. Geseël in ons redding met die Heilige Gees van God. En mag julle wat nie weet hoe om aan te gaan, hoe leef ek? Hoe tel ek weer alles bymekaar? Hier's 'n oorwinningslied wat vir ons verklaar sy woord is die waarheid en dit sal vir ewig staan. Bly staan asseblief. Ek lees 1 Korintiërs en dan gaan ek 'n gebed doen. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste besuin, want die besuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklees en hierdie sterflike met onsterflikheid beklees, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Kom ons bid saam. Aangesien die gees van ons ontslapende geliefde Koos teruggekeer het na God wat dit gegee het, wil ons graag in alle liefde sy liggaam aan die ewige lewe gee en vashou aan die sekere hoop van die opstanding uit die dood en die lewe en die toekomstige wêreld deur ons Here Jesus Christus, wat aan ons nuwe liggame soos sy verheerlikte liggaam sal gee. Salig is die dooies wat in die Here sterf. Stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Dankie Here vir die lewe. Dankie Here vir die dood. Dankie Here vir die opstanding, die oorwinning en die ewige lewe in Jesus Christus. Wees verder saam met ons in Jesus naam. Amen. En mag julle sitplekke inneem en ek gaan vir JG vra om namens die familie net bedankings te kom doen.
oupa het laas jaar gespaar. Die Here het dit gedoen. Hy het mense gestuur om vir hom te sorg, sodat hy nie meer pyn hoef te voel nie. Om Johan wat my oupa se hospitaal opname betaal het, my van Wyngaard familie wat almal geld by mekaar geskraap het, om sy been af te sit. Tannie Wilma en Nonnie wat vir hom in hospitaal en voor dit gesorg het. Die kerk van die Nasarener familie wat vir hom gebid het en ons bygestaan het, ook met sy dood. Die wonderwerke wat ons beleef het, is ontelbaar. Donderdag, die 7de Mei, het God weer mense gestuur. Dankie oom Willie, tannie Lenet, Adrinay en Vinet, wat daar was toe die ambulans moes kom, en tot hy daar weggeneem is. Ons was nie alleen nie. Die begrafnisondernemer, oom Lukas en tannie van Mosaïek, wat ook daar was, om my ma deur al die stappe te praat. Ons sê dankie vir hulle wat hierdie dag vir my oupa spesiaal gemaak het, sodat ons mooi kan afskeid hê van my oupa. Die laaste mooi gebaar vir oupa. Dan almal wat op ons stoep kom sit het, om die trane af te vee van goeie raad te bied. Pastoor Sean, Marlies, tannie Sanel, tannie Marie, tannie Alta, tannie Annelies, tannie Nicolien, julle daar wees, het 'n verskil gemaak. Aan elke tannie en oom, wat kom kos aflewer het, elke dag, sodat ons nie hoef te dink aan kos maak nie. Dankie tannie Marie, tannie Anna-Elise, Kylen, tannie Karleen en oom Kevin, Lorey, tannie Janine, tannie Sanel en soveel meer. Jammer as ek nie almal se name genoem het nie. Die kos was heerlik. Dankie vir oom Senie wat die foto-video gemaak het en die brief wat hy geskryf het. Dankie vir jou sterkte en stille bystand vanuit Rusland. Dis my voorreg om jou te verteenwoordig vandag. Dankie vir al my oupa se familie wat vandag gekom het en 'n bydrae gemaak het tot ons finansiële las. So ook Groblersdal Academy, Natasha en oom Laurens. Woorde kan nie genoeg dankie sê daarvoor nie. Dankie vir my Kreer familie vandag hier is om my te ondersteun. Ons hou elke jaar mos 'n familiepartytjie. Julle opdaag is meer werd as enige rykdom. Dan laastens, dankie vir my oupa, wat vandag hier is om te sien hoe ons lewe. Ek dra jou naam met trots, verder hier op aarde. Dankie vir al jou liefde, wysheid en al die visse wat ons gevang het. Ek het jou dik lief. Ek wil ook net sê, iets wat hy baie oor gepraat het, is Namibië. En ek het altyd gewonder, wat was daar, wat hy vir 46 jaar nog altyd daar wou gegaan het. En ek wil net eendag gaan, net gaan kyk wat daar was, al die plekke bywoon waar hy was, om te sien wat so mooi is daar. Dankie oupa.
Ons gaan nou die PowerPoint slide weer van voor af wys, terwyl die familie, eerstens, asseblief, as julle sal opstaan, as julle sal verby beweeg, Lukas sal jou gelei en help om net finale afskeid hiervoor, en dan asseblief, kom, asseblief, broers, susters, kom familie, kom, volg hulle, nie te lang wag, en dan asseblief, daar's genoeg vir almal wat hier is, om net so finale afskeid te kom neem. En dan sal ek die seënbede vir ons uitspreek, en dan nooi die familie ons, om net saam met hulle daar agter bietjie te kuier.